By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Daarvan om hemel toe te gaan. Ek gaan vanoggend praat oor die 7 hemelvaarte in 7 verskillende beskawings en wat hulle oor die mens te sê het vir ons. Ek wil net dit sê voor ek begin, dat eintlik moet 'n ou na hierdie praatjie luister teen die agtergrond van dit wat ek gesê het in daai reeks oor antieke wêreldbeskouings oor die lewe na die dood. Daar was 2 praatjies, die een was 'n oorsig oor die wêreld se beskouings van die lewe na die dood, en dan was daar een spesifiek oor die Jode. Dit sal beter wees om dit te weet, om te verstaan wat hier gebeur, anders sou ek hierdie praatjie tot môreoggend moet laat aangaan, om die hele tyd dit in te vul. Maar daar's 2 goed wat ek dan moet sê, wat hy ou in gedagte moet hou, en dit is, simboliek en werklikheid was nie so skerp onderskei in die antieke literêre motiewe as vandag nie. Ons wil weet, het dit regtig gebeur? Of praat jy nou simbolies? Is dit letterlik, is dit figuurlik? By hulle het dit 'n bietjie deur mekaar gehardloop. 'n ding kon gelyktydig waar wees en simbolies vertel word op 'n manier wat nie regtig so waar is nie. En dit sal julle net nou verstaan. En dan die ander ding is, as jy praat oor hemelvaarte, dan is dit ook nie by elkeen van hierdie kulture so gewees dat wanneer hulle sê iemand het hemel toe gegaan, dat dit beteken dit is vir alle mense beskore nie. Dit was veral aan die begin, in die eerste verhale en die eerste beskawings, was dit net uitgesoekte mense met wie dit kon gebeur, dat hulle menslikheid
en die grense van menswees kon oorskry en hemelwesens word. Dit het later 'n Jan Alleman se voorreg geraak. So dit moet 'n ou net probeer onthou, want ek gaan nie op die detail hiervan ingaan nie. Die mens is waarskynlik die enigste wese wat voortdurend aan die opkyk is. Dis omdat iets in ons knaand hoop, daar moet tog seker meer wees as hieronder. Wanneer kinders teken, dan teken hulle die hemel daarbo. Wanneer ons bid, dan kyk ons op. Wanneer iemand sterf, dan sê ons instinktief, hy's nou daarbo. Wanneer ons praat van hoop, dan wys ons boontoe. En wanneer mense deur die eeue heen stories vertel het oor die grootste mense wat ooit geleef het, het hulle byna altyd laat opstyg boontoe. Waarom? Waarom droom die mens al minstens 5000 jaar lank daarvan om hemel toe te gaan? Al is dit dan nou ook aanvanklik net dat sekere spesiale mense hemel toe kan gaan. Waarom vertel amper elke antieke beskawing dieselfde verhaal? En nie net een keer nie. Hulle vertel dit by herhaling. Dis 'n koning, dis 'n held, dis 'n profeet, dis 'n wyse, dis 'n keiser, dis 'n goddelike mens. Hulle vertrek almal uiteindelik hemel toe. Op. Daar's min mites wat so universeel voorkom. Toe ek nou hierna gaan kyk, was ek verbaas. Ek het gedink daar sal meer skepingsverhale wees. Daar's meer hemelvaarte as skepingsverhale en vloedverhale. Dit was 'n gewilde storie hierdie gewees. En vandag wil ek, soos dit nou my gewoonte is met hierdie reeks, aanvoer dat hierdie verhale baie min vir ons van die hemel sê. Ek dink dit weet ons, nee. Dit sê vir ons alles van die mens. En die hemel is nie bloot in hierdie stories 'n plek nie. En ek dink dit is waar ons die onderskeid moet tref. Dit was nie noodwendig, soos wat dit vandag vir mense is, daar aan die begin vir hierdie mense 'n geografiese plek nie, of 'n plek nie. Wanneer antieke mense van die hemel gepraat het, dan het hulle selde bedoel die wolke en dit wat daarbo aangaan. Alhoewel daar in hulle wêreldbeeld so iets bestaan het in die 3-laag wêreldbeeld. Dat daar bokant hierdie koepel is die gode werksaam. Maar dit was nog nie 'n blyplek vir ons nie, en dit was nie 'n plek waartoe ons kon gaan nie. Die hemel was vir hulle 'n simbool. Dit het alles verteenwoordig wat ek en jy nie is nie en nie kan wees nie. Volmaaktheid, onsterflikheid, waarheid, volledige kennis, orde, lig en vrede. Die hemel is die wêreld soos wat ek en jy wens hierdie aarde kon wees. Daarom droom hulle daarvan. Want die meeste mense vandag nog op hierdie aarde, en ek wonder as ek julle sou vra wat julle hiervan sou dink. Glo ek, voel so. Iets ontbreek. Ietsie haper. Iets kom kort. Carl Jung sou sê, die hemel is een van die oudste archetypes van die self. En ons praat nie nou van die ego nie, maar die heelmens, die geïntegreerde mens. Die mens wat geword het, wat hy of sy bestem is om te wees. Ons kyk dus nie net op, sê hy, omdat ons wil ontsnap nie, ons kyk juis op, omdat ons ons eie hoogste moontlikhede so graag wil bereik. Nou die eerste hemelreis was in Mesopotamië. En hy begin nie met iets godsdienstig nie. Dit begin met 'n baie menslike probleem, en dit is 'n man wat onvrugbaar is. Hy kan nie 'n nageslag voortbring nie. Ongeveer 4500 jaar gelede vertel die Sumeriërs hierdie verhaal van die koning Etana. Hy's baie magtig, hy het baie grond, hy regeer baie suksesvol, maar hy het geen erfgenaam nie. Vir die antieke mense was dit rampspoedig,
baie rampspoedig, want om kinderloos te sterf beteken dat jy uit die geskiedenis verdwyn en dat jy nie voortleef nie, want dit is hoe hulle aanvanklik geglo het dat jy voortleef. So toe hoor Etana van 'n wonderlike plant, die plant van geboorte. As hy hierdie plant in die hande kon kry, dan sou hy vrugbaar word. Maar daai plant groei nie op die aarde nie. Die aarde is mos nou nie volmaak nie. Hy groei nie hier nie. Hy behoort aan die gode. Nou hoe kom jy daar uit? Hy kan nie daarby uitkom nie. So net toe hy begin moedeloos raak, toe gebeur daar hierdie bonatuurlike, sê die verhaal. 'n Arend bied aan om hom soontoe te dra, hemel toe te dra, na die gode toe. En die ou tekste beskryf hierdie toneel ongelooflik mooi. Die arend styg, hoër, nog hoër. Die aarde, toe Etana afkyk, word al hoe kleiner. Die berge lyk naderhand soos muurshope. Die riviere soos dun drade. Die see soos 'n bak water. En vir die eerste keer in die menslike geskiedenis beskryf iemand die aarde soos 'n mens dit uit 'n vliegtuig sou sien. Meer as 4 millennia voordat die eerste vliegtuig sou opstyg, kry Etana hierdie gewaarwording. Maar die verhaal gaan natuurlik dan nie oor lugvaart nie, dit gaan oor perspektief. Want wanneer jy opstyg, verander alles. Probleme word kleiner. Die wêreld lyk anders. Jy sien verder. Dit is alreeds die eerste groot simboliese betekenis van hemelvaart vir die skrywers van hierdie storie. Dis nie 'n ontsnapping nie, maar is 'n verruiming van perspektief, totdat jy jou antwoord op jou klein probleempie daarbo gaan haal het. En ons praat vandag nog so daaroor, ons sê, staan net so 'n bietjie terug, kyk net na die groter prentjie, kry perspektief, styg bo hierdie omstandigheid uit. En dit is presies wat Etana simbolies in hierdie verhaal gedoen het. Nou, hulle het in hierdie verhaal nie vir een oomblik geglo dat dit histories waar is nie, dat 'n werklike koning werklik hierdeur gegaan het nie. Dit was bloot 'n koninklike mite, soos wat hulle dit noem, en wat vir jou wys hoe dat daar goddelike ingrype en oplossings kan wees wanneer jy met probleme sit. Jy moet net opvaar boontoe. Maar dit is simbolies gewees in hierdie geval. Niemand in hulle samelewing het dit werklik geglo nie. Nou waarom sou hy wou hemel toe gaan en waarom dan nou hierdie simboliek? Want in hulle koppe was die aarde nooit genoeg nie. En dit is waarskynlik die heel eerste en oudste uitdrukking van iets wat steeds vandag in elke mens bly leef. Ons is nooit heeltemal tevrede met dit wat is nie. Ons verlang voortdurend na wat nog kan wees en mag kom. Maslow sou dit later selfaktualisering noem. Jung sou dit individuasie noem. Die mystici sou dit God noem. Maar die ervaring binne in die mens op 'n emosionele vlak bly presies dieselfde. Daar's iets in ons wat voortdurend bo onsself, ons beperkings, ons menslikheid wil uitstyg. Antieke mense het hulle gemaklik na hierdie magiese storiemotiewe gewend. En laat ons dit nou vandag ook maar ruiterlik erken, ek en jy doen dieselfde. Ons het nog steeds nie die fantastiese as 'n aanloopbaan vir ons stories vaarwel toegeroep nie. En ons almal se tone krul om wanneer jy in 'n fliek sit en die superwese is besig om die onmoontlike te vermag. In die 70's was dit so goed soos MacGyver. Jy het daarom geweet, kyk, hy gaan hier uitkom. 'n Draaitjie, 'n touwtjie en daar is hy. Maar ons kyk vandag nog na sulke flieks en in die wetenskapsfiksie is daar baie hiervan, waar ons aan hierdie fantastiese simboliek wegraak. En sonder dat ons dit weet, kry ons in daai empatiese angs wat ek en jy beleef in daai donker flieksaal, kry ons daai verligting en bevryding om uit te breek uit ons eie frustrasie met ons eie beperkings.
Egipte is die volgende plek en hulle verander die betekenis van hierdie verhaal nogal heelwat. Want skielik verander die vraag van hoe word 'n mens net meer as gewoon en hoe oorkom jy menslike beperkings? Die vraag verander na wie van ons mag meer word as 'n mens? Dis die Egiptenaarse vraag. En die antwoord daar was slegs een persoon en dit is die Farao. Hy alleen vaar hemel toe, hy alleen word 'n ster. Hy alleen leef vir ewig. Waarom? Omdat die Farao nie bloot 'n koning was nie, en dit het ek gesê in die vorige praatjie. Die Farao was die waarborg van die kosmiese orde in Egipte. As hy goed regeer en hy pleeg die rituele goed, dan verseker die Farao vir die Egiptiese volk dat die wêreld, dat hulle heelal aan mekaar sal bly en dat die orde gehandhaaf sal bly. Die Farao was in hulle koppe 'n skakel tussen wanorde en orde, tussen aarde en hemel, tussen beperktheid en onbeperktheid. En wanneer hy dus opvaar, dan bly daar balans. So ons moes hom so ver as moontlik vergoddelik, sodat hy daai statuur sou hê om vir ons die balans te kan handhaaf. Wat interessant in die antieke letterkunde is dat maak nie saak wie die gode is nie. Daar's altyd nog laer gode en wat ons sal noem minions, stuurjongens of ja, dit was stuurjongens, engele of demone. Maar in hierdie geval sien ons waar hulle hierdie hele klomp gode het, is dit vir hulle ook belangrik om die ou wat die skakel is tussen hulle en die gode, wat dan nou vir hulle moet sorg om hom ook op te kry in daai godedom, sodat as hy, hoe hoër hy daar kan gesetel wees, hoe sekerder is ons daarvan dat hy 'n suksesvolle stuurjong of minion of laer god sal wees, deur wie hierdie orde vir ons in stand gehou sal word. So die piramides was dus nie net grafte nie. Die piramides was simbolies met opset gebou soos wat hulle gebou was. Hulle was letterlik amper, kan jy dit in vandag se taal noem, kosmiese masjiene, lanseerplekke, waar die afgestorwe koning se siel hemel toe lanseer is. Reuse trappe, klipberge, geboude berge, alles wat boontoe wys, en dit rig die koning wanneer hy dood is, hemel toe. Nou waarvan spreek dit? As ons kan sê, hierdie Farao, koning van ons wat nou dood is, sy siel is hemel toe en hy is nou vergoddelik, dan beteken dit, ja, die gesag waarmee die volgende een regeer, onder sy wakende oog, is baie sterk gevestig. Ons vertrou iemand wie sy gesag van bo afkom. Ons praat vandag self so, ons praat van hoër gesag, ons praat van hoër waardes, van hoër waarhede. Ons taal het heeltyd daai selfde simboliek, en waarom ek dit sê is, alhoewel ons nie die goed glo wat hulle geglo het nie, daar's iets in ons siege waar ons aansluiting vind by hulle. Ons het 'n opwaartse neiging, en jy sien dit op hierdie manier in die piramide, in 'n siel wat daar gelanseer moet word. Nou Rome, as ons na Rome toe aanstap, daar ontdek ons propaganda. Die hemelvaart word 'n stuk propaganda. Die Romeine neem hierdie selfde gedagte oor, maar hulle gebruik dit effens slim, maar ek wil liewer sê slinks. Wanneer Julius Caesar sterf, dan verskyn daar toe 'n komeet. En wat sê keiser Augustus? Hy maak goed gebruik van daai geleentheid en hy sê, daai is Caesar wat nou hemel toe is. Net daar word Caesar 'n god. En as Caesar 'n god is, dan regeer Augustus namens 'n god. Die hemelvaart word politieke bemarking en dit werk vir daai mense. Want sommige mense glo iemand wat uit die hemel kom, kan jy sommer goedsmoeds net volg en jy kan doen wat hy vra. En interessant genoeg herhaal hierdie patroon homself dwars deur die geskiedenis van daar af aan. Hoe meer bonatuurlik 'n leier se oorsprong lyk,
hoe moeiliker word dit om hom te bevraagteken. 'n Hemelvaart verleen gesag. Ek en jy leef baie ver aan die einde van hierdie geskiedenis van hemelvaarte met presies daai sentiment. As Jesus iets gesê het, al is dit nou ook Matteus of Lukas of Markus of Johannes wat dit in sy mond sit dekades later, Jesus het dit gesê. En daar's baie min mense wat gaan toegee dat jy jou nie daaraan hoef te steur nie, of dit so 'n bietjie moet fynkam vir waarheid. Israel bring toe juis iets niets. Nou ek is nog nie by die Christendom nie, ek is nou nog lank voor dit by Israel. Hier gebeur iets verrassend, want nou is dit nie 'n koning nie, maar hier is twee gevalle. Die een is 'n profeet, Elia, en voor hom Henog, die man wat so nou met God gewandel het. En hulle word ook hemel toe gevat. God neem sommer self vir Henog, en soos ek sê, ek altyd in die verlede my vel verspreek, dit sê 'n 4 perde wa, dis 'n 4 wa, neem vir Elia toe nou op, en hulle word verhoog, nie omdat hulle regeer nie, maar omdat daar 'n ander soort gesag besig is om pos te vat in die Israeliet se siege. En dit is, die belangrikste mens is nie die mens wat die magtigste is nie. Dit is die mees getroue bondgenoot van God. Dis die wyse persoon. En dit is 'n reusagtige verskywing in die geskiedenis van gedagtes oor gesag. Ons het vandag 'n wêreld wat in twee plekke uiteenval. Ons het 'n wêreld van suiwer materialistiese mense wat aan ryk mense en magtige mense daai posisie gee, maar dan het ons ook mense wat sê, ek het vrede daarmee, vir my, ek wil weet, het jy waarheid, het jy wysheid, het jy integriteit, kan jy ons lei, en so aan. Nou ja, daar die Israeliete hulle keuse laat val op Henog en Elia en gesê, die tweekies is hemel toe, want hulle morele gesag word so bevestig. Die Grieke het met 'n leidingselement begin werk in die hemelvaart. Hulle kom al hoe nader aan dit wat ek en jy in Jesus leer ken het. Hier kom ons by Herakles. Kyk, die Romeine het hom later ons Hercules genoem, maar aanvanklik was sy naam Herakles. Nou dit is heel waarskynlik die heel bekendste hemelvaartverhaal in die westerse wêreld. En let nou op die patroon wat hier gevestig gaan word. Hy word ook nie hemel toe geneem omdat hy sterk is nie. Hy word hemel toe geneem omdat hy swaar gelei het. Hy het verskriklik gelei. Dis asof die Grieke in hierdie verhaal wil sê, die mens word nie 'n groot gees deur geld, goed, mag of gemak nie. Jy word 'n groot gees deur pyn. Eers nadat alles weggebrand is, dan bly die ware mens oor. Nou Herakles, wat die Romeine later Hercules genoem het, soos ek gesê het, was volgens die Grieke die grootste held van almal, want sy lewe was een lang reeks beproewings. Hy voltooi die beroemde 12 take, wat ek glo julle ken uit die mitologie. Dit reik van die doodmaak van die Nemeïse leeu tot die vang van Kerberos daar uit die onderwêreld. Maar sy grootste beproewing kom eers aan die einde van sy lewe. Hier gebeur 'n aaklige ding met hom. Sy vrou Deianeira word mislei om vir hom 'n mantel te gee wat maak dat sy liefde behoue sal bly. Dis daai voodoo dingetjie. As jy vir hom hierdie kleed aantrek, dan sal hy altyd lief wees. En jy sal 'n gelukkige vrou wees. Sy weet egter nie dat dit met giftige bloed, die bloed van Nessos, deurdrenk is nie. En sodra Herakles die mantel aantrek, trek hierdie gif deur sy hele lyf en dit brand hom en daar's geen geneesmiddel vir die pyn wat hy ervaar nie. En toe besef hy, my lewe is verby. My sterflike lewe. Hy klim teen die berg Oita uit. Hy bou sy eie brandstapel en hy vra sy metgeselle om hom aan die brand te steek. Aanvanklik weier hulle. Totdat 'n jong man, Philoctetes, dit uiteindelik sommer net doen.
En terwyl die vlamme sy sterflike liggaam verteer, slaan Zeus daar uit die hemel met 'n donderslag. En volgens die mite verdwyn Herakles uit die vuur en hy word na die berg Olympus toe opgeneem. En daar verkry hy sy onsterflikheid. En sommer 'n nuwe huwelik. Hy word in die eg verbind met die godin van jeug. Haar naam was Hebe. Hy word met haar in die eg verbind en hy neem sy plek as 'n gelukkig pasgetroude God daar tussen die ander gode, neem hy sy plek in. Vir die Grieke was dit nie bloot 'n verhaal oor iemand wat sommer net hemel toe gaan nie. Dit was 'n simbool dat ware statuur nooit sonder lyding behaal kan word nie. Dit word 'n tema dwars deur elke Griekse tragedie. Eers nadat Herakles alles verloor het en selfs sy dood, en dis belangrik en ons sien dit ook by Jesus later, aanvaar. Hy aanvaar sy dood. Hy werk mee aan sy dood. Hy gee homself oor deur daai brandstapel te bou. Hy werk mee aan sy dood. Op daai punt eers word hy verheerlik. Met ander woorde, ek lê alle reg op lewe af. Alle reg op gerief en op gemak lê ek af. Dan word jy 'n groot en 'n sterk gees. So sy hemelvaartpad het dit gesê, die pad na onsterflikheid loop deur beproewing en transformasie. En dis vir my baie opvallend, hierdie patroon. Lyding, dood, verlies, verheerliking. En hierdie hemelvaartmotief word die simbool wat die mens deur eeue heen tot vandag toe sien as the hero's journey. Dis die wyse waarop ek en jy verdiep, waarop ons groei, waarop ons onsself integreer, waarop ons ware self aktualiseer. Dit is maar net vandag nog die simbool. En ek dink, dis waarom daai verhaal so diep inslag gevind het onder al die hemelvaartverhale wat ooit ontstaan en opgeteken is. En dis opvallend hoe hierdie patroon dan nou by Jesus herhaal. Sy kruis, sy graf, sy opstanding, sy hemelvaart en hy orde bly heeltyd dieselfde. Dit is so 'n sterk simbool van iets wat ek en jy ken in hierdie lewe. Lyding, transformasie, verheerliking. Daar's amper nie 'n uitweg hieruit nie. Dan is ons by die Chinese. Soos gewoonlik vertel die Ooste 'n heel ander storie. Hulle is nie, kom ek onderbreek myself en sê net vinnig vir julle, hoe ek die toepassing wil maak oor of elke mens dit kan oorkom, wat in hierdie twee verhale gebeur het. In Egipte aanvanklik, net 'n farao kan die menslike oorskry en kan hemel toe gaan. Maar later was daar 'n boek, die boek van die dooies. En teen die tyd wat hy die lig gesien het hulle ook al begin glo, die Egiptenare, dat as jy mooi leef en reg trap en so aan, dan gaan alle mense hemel toe gaan. En by die Grieke was dit ook so, die storie het al hoe meer ontwikkel totdat na aan die einde kry jy 'n punt waarop die Grieke begin glo het, dat as jy mooi leef en jou lewe is in orde en jy is in harmonie met alles wat mooi is, dan gaan jy saam met Osiris, gaan jy in die hemel wees. So, dit het bietjie ontwikkel by hulle, van dat dit net met 'n besondere persoon gebeur, totdat dit later met almal gebeur het. Nou kom ons by China. Die Chinese voel heeltemal anders. Net toes vandag nog, het hulle nie hierdie verskriklike beheptheid met die onderskeid tussen lewe in 'n liggaam en die dood nie. Daar is nie daai ding in die Ooste nie, en ek het al baie gewonder of ek dit mooi sal snap ooit in my lewe, maar hulle het nie daai onderskeid nie. En as jy in die Taoïste lees, dan kry jy skielik geen held nie, geen oorlog nie, geen kruis nie. Al wat jy daar kry, daar's nie 12 take nie, daar's niks wat jy moet doen nie, daar's niks nie. Daar's nie 'n dramatiese stryd nie. By hulle, Lao Tzu verdwyn eenvoudig uit sy liggaam. Die wyses in hulle mites ry op kraanvoëls. Sommige los bloot hulle liggame net daar agter. Hoekom? Want hulle het so lig geword en so getranscendeer dat hulle voel dat hulle nie meer hulle liggame nodig het nie. Hulle het die idee van om liggaamlik te wees afgelê. En dit is 'n baie sterk oosterse
beeld. En dit is 'n baie mooi beeld, dat 'n mens eintlik vir jou kan sê, ons kan so 'n bietjie rus van ons westerse, you have to toil, you have to work. Ek het nou die dag gesê, werk, 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 Otto van Bismarck. Jy kan eintlik maar net bereik. Jy kan eintlik maar net wees. Jy kan eintlik maar net toelaat dat dit wat in jou is na vore kom. En jy kan op so 'n manier ook geaktualiseer word, verlig word en helderheid kry. En al wat dit eintlik sê is, die eintlike stryd, sê die Ooste vir ons mos, is, hierdie greep van jou wat so vashou, maak losser. Dit beteken nie jy moet laat val nie. Alhoewel baie van hulle dit doen. Nou kom 'n dag wat almal van ons moet laat val, maar terwyl jy nog hier is, jy het mooi asem, jou liggaam werk nog en alles is nog aan mekaar, hou maar vas, maar hou net liggies vas. En dit is eintlik die stryd, as jy mooi dink aan ons westerlinge, is om daai greep te verslap. So dan wonder ek of dit werklik so antitese is. Om aan die een kant te sê, dat hulle sê nee, hier is nie 'n stryd nie, al wat jy moet doen is om te los, maar as ons vir hulle moet antwoord, dan moet ons vir hulle sê, Oosterlinge, verstaan julle hoe moeilik is dit vir ons? Om te laat los is vir ons nog amper 'n erger stryd, as om te stry. Ons is gewoond aan werk. Ons is gewoond aan heldedade. Om te laat los is vir ons moeilik. Maar die westerse held klim, terwyl die taoïstiese held net verrys, opstyg, net laat los. En dan kom Jesus. Skielik lyk dit asof baie ou patrone nou begin saamvloei. En nou moet 'n ou sê vir akademiese korrektheid, baie van hierdie stories het mekaar beïnvloed. As jy nou dink, Jesus is in 'n Griekse, Romeinse en 'n vergriekste wêreld ontstaan sy storie. So dan moet jy weet dat dit het baie sterk inval gehad vanuit die Griekse wêreld, wanneer sy storie geskryf word. Maar baie van hierdie kulture het mekaar glad nie geken nie. En daar is 'n goue draad wat deur hulle almal hardloop, en dit maak dit baie interessant vir my en jou om te weet dat ons is nie los van hierdie storie nie. Ons mag dalk dit ontgroei het as 'n simboliek, maar ons sit met dieselfde krisisse, met dieselfde pyne en dieselfde hinkerings in ons. So hier kom die ding in Jesus byeen. Dis 'n lydende held, dis 'n goddelike seun, dis 'n profeet, hy sommer al hierdie goed, dis 'n wysheidsleraar, en hy's een wat los omgaan met die wêreld en met materiële goed, en met mag. Ons sien dit in sy versoeking in die woestyn. Hy wil nie die wêreld hê nie, hy wil nie die hoogste gesag hê nie, hy's los. So hy's verskriklik oosters, as ons eerlik wil wees daaroor. Hy het vrede met statuur. En die een wat uit die hemel kom, volgens Johannes, want nie almal maak hom daai een wat uit die hemel kom, en dit weet julle nou ook al, maar die Johannes evangelie sê hy was eers God. Toe kom hy nou aarde toe. So volgens daai storie, hy's een wat selfs uit die hemel kom, hy's selfs 'n God. En hy gaan terug so toe. Daai tema vanuit die Griekse denke hardloop sterk, want dis die Grieke wat met die idee van logos vorendag gekom het, die kiem van alles wat is, wat by God is. So hier is in Jesus eintlik, as ons eerlik wil wees, 'n Griekse kulminasie van die antieke verhale oor 'n hemelvaart. Maar waarom vertel hulle dit, voordat ek by sy storie kom? Waarom vertel hulle almal hierdie verhaal? Want hulle is mense. Hulle was nie anders as ek en jy nie. Hulle wêreld was anders. Maar hulle was nie anders nie. Hulle breine was nie anders as my en joune gewees nie. En daarom sou Jung sê, die hemelvaart mites is nie toevallig nie. Dis omdat die hemel nie eerstens daarbo geografies in die mens se brein gevestig is nie. Die hemel is 'n plek in die mens se siege. Hy bestaan in ons, hy leef in ons koppe. Dan hoor ek hoe ons as kinders gelag het vir die mense in die Apostelkerk, want hulle sê ons die hemel is net in jou kop. Dis vir hulle net 'n simboliese ding. Toe ek 'n kind was, al lag ek daaroor, so dan is almal seker nou in jou kop wat dood is, jy weet. Maar
Jung sê dis wat aan die gang is. Hy sê die hemel is eintlik 'n ding in jou kop. Dis 'n ding wat in jou hart en in jou siege leef. Hy leef binne in jou. Hy simboliseer die hoogste moontlike weergawe van 'n lewe. Die hoogste moontlike weergawe van hoe jy in daai lewe kan wees. Die hoogste moontlike weergawe van jou storie. Dit is die hemel. Almal onthou dit nie histories dieselfde nie, en daar was nie sulke gebeurtenisse wat hulle histories kon onthou nie. Dit was selfs in die antieke wêreld, soos ek gesê het, eintlik baie meer simboliek, wat op 'n tasbare manier beskryf het, wat hulle geglo het op 'n metafisiese manier gebeur het. En daarom as jy byvoorbeeld dink aan Jesus wat in die wolke opvaar, niemand van enige kant af wat vandag daai letterkunde ken en bestudeer, sal vir jou sê, hulle het geglo dat hy met 'n wolk opgevaar het nie, dat hulle hom sien opvaar het nie. Dit was 'n taal, 'n bekende taal en simboliek waarin die skrywer net die feit dat hy glo Jesus is terug na God toe, so fisies omskryf en beskryf het in 'n simboliese storievorm. Maar dis nie werklik hoe dit gebeur het nie, en dis nie werklik hoe enige een van hulle dit ooit sou sê dat hulle dit sou gesien het of dat dit werklik so gebeur het nie. Dit word 'n simbool. So hier word die wêreld moeilik, want nou kan 'n mens so maklik gaan lag vir die Bybel en sê, glo jy nou regtig Jesus het opgevaar op 'n wolkie, daar ry hy nou boontoe? Waar is bo in elk geval? Dis mos nou ons wetenskaplike storie wat ons as 'n teenvoeter vir hierdie verhale het. Maar as ons verstaan dat hierdie ding moet ons wegbring uit die simboliek, ons moet dit sien as simboliek, en weet, dit was net 'n taal, dit was net 'n metafoor, maar wat hulle werklik geglo het is dat hy is terug na God toe. En dis metafisies. En dit kan, as jy dit nie wil glo nie, dan glo jy dit nie, en dit is waar ons nou seker mekaar se paaie so bietjie verlaat. Maar wat belangrik is dat ons aan die oorsprong van die verhaal kyk en sê, elke mens op aarde voel, ek is nog nie volledig ontplooi nie. Elke mens voel onvoltooid. Ons voel gebroke partykeer, regtig sommer net stikkend, of halfpad op pad na waarheen ons moet gaan. En dit is waar daai vaart in die hemel in my en jou ook leef. Al het ons nie meer die paradigmas om in sulke taal daaroor te praat nie, maar ek vra vanoggend vir julle, as julle nou vir 'n oomblik hieroor kan dink, is daar nie in jou ook 'n hemelvaart wat probeer gebeur nie? Is daar nie ook in jou daai strewe, daai hinkering om los te kom van goed wat nog pla en jou vashou en jou beperk, en om net meer te wees en groter te wees en wyer te wees, dieper te wees, meer van jouself te kan wees nie, vryer te kan wees, 'n volheid te kan beleef, 'n voltooidheid. Is dit nie waarom mense baie keer sê, ek wil hemel toe gaan en ek gaan ongelukkig wees daarmee as daar nie 'n hemel is nie? En ek het hierdie gesprek met mense na aan my wat sê, die wêreld is nie 'n lekker plek nie, ek gaan vies wees as daar nie 'n hemel is nie. Want dan is die klem op, dit moet 'n beter maak wees van die ongelukkigheid wat hier was, moet vervang word met 'n volmaakte geluk. Maar ek dink dit gaan baie dieper as wat selfs daai mense besef. Daar's iets van 'n onvergenoegdheid wanneer ek onvoltooid is in die mens. Daar is. Hoekom is ons in hierdie moderne era nog so spiritueel? Daar's 'n hinkering in 'n mens, na dieper dieptes, na hoër hoogtes, na iets ryker en voller, ook rondom myself en my eie belewenis van myself. En Viktor Frankl sou waarskynlik dan sê, die hemel simboliseer dit vir ons, daai betekenis. Ek het net nou gesê, Maslow sou sê, jy wil jouself geaktualiseer kry. Jung sou sê, dit simboliseer daai self, daai geïntegreerde self, waarvan jy droom. Dis 'n self wat 'n droom is in jou. En dit is asof dit net nie wil gebeur nie. En dan kom Joseph Campbell en hy sluit aan by Jesus se storie en hy sê, dit is die laaste fase van die held se reis. En Mircea Eliade het gesê, dit is die terugkeer na die heilige.
Dis daai plek, en of jy glo dis metafisies so, en of jy glo dit is bloot sielkundig geaktualiseerd so, ek kan nie regtig 'n verskil sien nie, ek dink dis eintlik 'n taal, maar die belewenis bly dieselfde. Stap ek die pad wat tot by 'n hemelvaart lei? Stap ek die pad van die held se reis? Laat ek dit in my gebeur? Pak ek naderhand self die klippe van my eie brandstapel en vra ek iemand, steek hierdie vuur aan die brand, want ek is gereed om die einde van myself nie net tegemoet te gaan nie, maar te verwelkom. En is dit nie, as ek dink aan ons by Renaissance wat al hoe ouer word, is dit nie wat werklik in ons lewens aan die ontplooi is, dat ons reis en reis en reis, en daai verdieping kom so, en ek kom uiteindelik by 'n punt, waar jy daai totale oorgawe kan maak en sê, my greep op hierdie wêreld is los, solank ek hier is dit nog goed, maar ek is gereed om te laat gaan. Dis daai ding wat in almal van ons 'n werklikheid is wat ons nooit kan misken nie. En dit is heel waarskynlik waarom mense wil hemel toe gaan, want dit word vir hulle ook net 'n maklike vinnige kodetaal om gou daar uit te kom. En ja, mense kan dit verkeerd verstaan en dink dit's magies en dit is 'n vinnige oorspring. En daarom sal ek seker altyd 'n probleem met my logika hê, daarmee om te dink dat iemand goddelooslik kan wees, 'n reeksmoordenaar, en dan net kort voor die galge dood kan sê, sorry Here, en dan sy ook in die hemel. En hy het nou ook die volle ontplooiing bereik. Ek dink, dit is om die simbool verkeerd te verstaan. Ek dink dis om geografie daarvan te maak, om dit te vervlak. En dit is wat dit 'n hartseer verhaal maak, in enige godsdiens, maar in die Christendom. Maar as ek die diepte van die oorsprong van hierdie verhaal kan laat trou met die pad wat ek moet loop, dan het ek ook 'n hemelvaart. Al is dit dan net 'n ten volle ontplooiing en laat gaan van wie ek is. So miskien, omdat ons min of meer almal hierdie gevoelens in ons omdra, ek is meer as wat ek tans is, ek kan meer wees. Ander mense sê, ek was dit, ek wil dit onthou en dit weer word. Ek leef tussen twee wêrelde, voel baie van ons, want ons is so aards en so liggaamlik, maar aan die ander kant ryk ons deur poësie en musiek en deur simbole en ons alles wat ons verhewe in ons kultuur kan vind, ryk ons die hele tyd na die sterre. Ons leef so tussen hierdie twee wêrelde, tussen dierwees en aan die ander kant so verhewe wees in ons belewennisse. Ons verlang na die een wat ons ten volle kan wees. So ek dink elke hemelvaartverhaal het hierdie spanning probeer oplos. Kan 'n mens meer word as wat jy nou is? Kan die dood oorkom word? Kan chaos orde word? Kan lyding betekenis kry? Kan 'n gewone mens uiteindelik heel voel? Kan ons perfek word of moet ons tevrede wees met beperkings? Dis hierdie vrae wat in ons koppe maal. En dan sê ek, en ek gaan daarmee afsluit, die grootste hemelvaart is dit, dat die diepste betekenis van hierdie mite daarin lê, nie dat karakters fisies hemel toe opgevaar het nie, maar dat mense mettertyd stories begin vertel het, om te verklank wat hulle voel, en dat ons aan die lang einde van hierdie lang geskiedenisreis, dat ons uiteindelik al hoe meer ontdek vandag, en dis wat ek vandag probeer voorstel in ons, dat die grootste reis nooit bedoel was om as vertikaal gesien te word nie. Dit het niks met boontoe kyk te doen nie. Dit is 'n innerlike pad. Dis wanneer jy wyser word. Dis wanneer jy meer deernis ontwikkel. Dis wanneer jou perspektief verruim en jy van bo af kan kyk waar jy op die arend se rug vlieg. Dis wanneer jou greep minder krampagtig word en jy saam met Laozi sê ek laat gaan. Dis wanneer jy jou storie oor die hemel in sagter fisiese lyne begin teken,
sonder dat dit jou onveilig laat voel. Dit is nie meer 'n fisiese plek nie, maar of nie noodwendig nie, wie weet, maar ek voel nie onveilig nie. Dis wanneer jy minder bang raak vir die dood, vir die einde. Dis wanneer jy kan lief hê en mooi leef, sonder om enigsins 'n hemel as beloning te verwag. Want 'n hemel is nou nie meer 'n mooi plek waar ek gelukkig gaan wees nie. 'n Hemel is die plek van diepte, waar ek gaan tot die einde van myself kom. Ek vaar dalk nooit hemel toe nie, maar ek verreis tot by daai plek van een word met alles, alle vrede en alle harmonie. Dit wil lyk asof die mense strewe en hunker na bo. Die rede is waarom hierdie verhale 5000 jaar lank steeds oorleef. Want dit gaan oor die simbool. Mense besef dit dalk nie eers nie. Dit gaan ten sterkste oor die simbool, dat ons 'n begeerte as mens het waarmee ons gebore word na 'n verfyning, na 'n veredeling. Ons wil meer word. Die mens is 'n wese wat opkyk, maar nie na die blote lug nie, na my eie hoogste moontlikheid. Hierdie verhale het niks met gode te doen nie. Dit is die bewys daarvan dat die mens nog altyd geglo het. Ons is nie gevange in ons huidige toestand nie. Soveel as wat ek tevrede moet wees met hoe dinge vandag is, moet ek die heeltyd in my daai strewe laat leef. Ek kan groei. Ek kan verander. And the sky is the limit. Excuse the pun. Vir sommige mense is dit letterlik, en dit sal seker vir altyd vir baie mense so wees. Maar vir talle mense word dit toenemend meer figuurlik gesproke so. The sky is my limit. En dit is vir my die rede waarom die hemelvaartmotief nie uitgedien hoef te wees nie. Hy kan steeds een van die mees verblydende simbole wees, wat in my eie kop dinge aan die gang kan sit oor my eie reis, met my eie lewe. Jy moet nou maar vanoggend vir jouself besluit of jy voel dat die feit daar so wyd verspreid onder talle kulture wat mekaar soms nie eers geken het nie, hemelvaarte plaasgevind het, beteken dit, daar is 'n hemel, fisies? Of beteken dit juis, dat dit maar net 'n doodmenslike ding is, wat deur geen God aan geen mens vertel is nie? Dit is goed wat met die mense siege mee opkom as simboliek. Is Jung reg? Is dit simboliek? Is die teoloog wat in goddelike openbaring glo reg en vir jou sê daar is 'n hemel? Maar dan, watter kultuur se God is dit nou wat jy gaan glo en watter hemelvaart storie is die regte storie? Maar die een storie wat 'n ware een is, en wat ek en jy baie goed ken, is die helde reis waarin elkeen van ons gebore is. En ons staan vandag op verskeie verskillende plekke in Renaissance, op daai pad waar my eie hemelvaart gaan plaasvind, die dag wanneer ek so verdiep het, dat my ankers loskom, en ek is bereid om te gaan. Dit was my storie. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.